proses, 'n vernuwingsproses, psigies en fisies. Here, kom stretch ons mind vanoggend. Maak ons opgewonde, Here, vir al u planne waarmee u besig is. O, Randa Karla Vaniki en Yekosuntu, Rampa, Taleki en Derekepasundarbaha, Gante Kitis, Lebenderekeapamatus. Jesus. Dank u, Here. Here, ek weet nou dat u uself gaan openbaar deur u woord, Here. Here, hierdie geheimenisse, wat te veel vir ons brein is, kom Gees van God, en openbaar dit aan ons. Laat ons gesinkroniseer raak met u Gees, hoe u wil werk, wat u wil doen, in Jesus Christus naam. Amen. Dank u, Jesus. Jesus. Dank u, Here. Was amazing, lekker om met die Here te verkeer. Het is lekker om hom te eer, te loof en te prys en ook dan te aanbid. Is jy gereed vanoggend vir hierdie mind shift? Yes. Moenie dat jy spyt is. Die tema van vanoggend is: olie word alleenlik gegenereer, ontgin, neem dit wat jy wil, deurdat daar druk of persing of crushing plaasvind. Jy sien, as jy kyk na 'n olyf of selfs druiwe, daar word ontsettende krag en drukking op daardie vrug toegeplaas, dat daai goue goudkleur van olie of bloedrooi wyn gegenereer. Dit kom nie easy nie. En ek wil vandag vir jou sê, in ons lewens is daar storms, onstuimigheid, ongemaklikheid, ongerief. Niks om ons te vernietig nie. Maar dat daar eventueel iets moois uit dit uit kan ontstaan. Nie elke stryd of slegte ding wat ons beleef is daar om ons te breek. Inteendeel, God sit op die troon en hy is besig om elke dingetjie toe te laat, dat ek en jy kan groei. Jy sien, daar sal tye kom wat dit voel soos ure en dae wat jy suffer. En dan is daar net een raad van my kant af na jou toe en sê, vra God, wat wil hy hê jy moet leer in hierdie proses? Jy sien, die wind steek op in die natuur, die grond bewe onder jou. En jy wonder hoekom. En God sê vir jou, ek het 'n geheimenis wat ek aan jou wil bekend maak. Ek wil jou verder veredel. Ek wil jou louter na 'n plek toe waar ek jou in 'n ekstreem kan gebruik. En so weet ons, die Hemelse Vader alleenlik weet wat die rede is. Dit help nie en vra hierdie vetklere om jou nie. Hulle gaan net op 'n dwaalspoor bring. Jy moet besef, as jy 'n anointing wil beleef waarna ons almal smag, want ons is so gemaak, moet jy God kans gee.
op die slegste tye in my lewe was my gebedslewe op sy beste. Wie voel ek praat nonsens? God laat toe dat seisoene in jou lewe ontstaan om die beweging van die Heilige Gees teweeg te bring om jou verder te vorm. Hy wil hê jy moet na 'n plek toe gaan en dat ander kan sê, wow, wat het met hom waar gebeur? Dit gaan alles oor geestelike groei. Ons het hierdie beleef van amazing love en die Here reveal aan my. Hy was ook gekruis. Maar die anointing wat hy bewerkstellig het deur sy kruisiging was wow. Daar het 'n duplisering gekom, die feit dat hy gekruisig is en opgestaan het en deur al hierdie slegte goed beweeg het. Want hy het toe besluit, daardie wat my Vader uitgekies het, voor die begin van die aarde, gaan ek verder ontwikkel. Ek gaan verder hulle ontwikkel en ek gaan 'n salwing op hulle bring, en die vyand gaan hulle nie kan teëstaan. My weermag gaan te sterk wees vir die vyand. Hy gaan die beweging aan die gang sit, soos nog nooit van tevore nie. Ek wil met jou 'n skrif deel, en glo my, het ek al met die skrif gewoel en gewerkskap, Romeine 5. Ek sien hoe Benny begin net toe. Proe hy daai woorde, omdat dis erg. Die nuutste vertaling sê, wat 'n voorreg is dit nie, van Christen wees, omdat ons dan, vers 1, nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur Jesus Christus. Jy kan net vrede hê, wanneer jy in God se wil is. Hy sê, vers 2, deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade, waarin ons vasstaan, en ons beroem ons op die hoop, om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. God's glory. Daar's niks so groot wat die Bybel verkondig as die koninkryk van God en sy heerlikheid nie. / heerskappy. En as daar een rede is wat ek weet die Here my geskape het, geroep het en in die bediening laat gaan het, is dat mensdom moet besef, jy is gemaak om te heers. Die tyd is verby om terug te staan as kind van die Here. Daar kom 'n heilige vroeg en hy sê, dit stop vandag. Van vandag af gaan jy jou sê volgens die Gees van God. Anders te mis die punt. Anders te mis die totaal die punt. Die heerlikheid, God's glory, is nie oa in die hemel en wat ons gaan sien. Ons het geleer, daai sou be it liedjie, wanneer die koninkryk van God connect op aarde, sal goed beweeg, sal daar change plaasvind. As jy nie dink, jy is iets werd nie, jy is, want die konneksie is daar. Dit is soos 'n weerligstraal.
Al verskil is, jy gaan nie verskroei of doodgaan nie. Mooi woord. Maar jy gaan nie koop raak met die vuur van die Heilige Gees. Om iets te beteken in plaas van 'n dormante boeknaam Christen nie Moslem, nie Boeddhist nie. Ja. Hy sê verder, vers 3, maar dis nie al nie. So as jy gedink het, ek het nou my mond vol gehad het, dis nie al nie. Luister wat staan daar verder. Ons beroem ons ook op ons verdrukking. Vandag is vandag dat jy nou gaan opstaan en gaan hande klap. Kom, staan op, klap met die hande. En dankie Jesus vir my verdrukking. Dankie Jesus vir my swaarkry. Dankie Here, wat staan daar? Want ek weet daar is iets goeds op pad. Sê met jy daar is iets goeds op pad. Daar is iets goeds op pad. Sit maar. Hou die asem. Dis nie al nie. Hy sê so, jy gaan jou verheug oor jou swaar kry. Hoe weird is dit vir ons samelewing? Hey, wat moet jy raai ou? Hy was nog net in 'n botsing en hy klap hande, hy is opgewonde daaroor. Oh! Ek sien maar nie, ek leer die woord van God vir jou. Jy sien, dis waar die verskil in kom. Omdat ons weet, verdrukking bewerkstellig volharding. Hier's hoorde skrif, dit is wat ek vanoggend vir jou kan hoor. Streef na vore om die wenstreep te behaal en al daai skrif. Jy het dit aangehoor. Ek sê net vir jou volhard. Druk deur. Want die woord van God sê so. Want die volgende stap wat hy hier sê is volharding en volharding lei tot betroubaarheid. God gaan jou toets en kyk, is jy betroubaar, is jy nie? Is jy 'n geleentheidschristen of nie? Geen amen nie? Amen. Betroubaar. Wat is die eerste ding as jy in 'n verhouding kom? Wat soek jy? Commitment. Dan? Betroubaarheid. Is hy of is hy nie betroubaar nie? Okay, kom ons toets hom. Gaan hy toe. Jy het dit nie reg gekry. Jy het. Kom saam. Kom ons doen saam hierdie ding, want jy is betroubaar. Dink jy, God sal anders te dink oor jou? Nee. Hy gaan jou toets, en hy wil kyk, is jy betroubaar al dan nie? Nie net met sekere geleenthede nie. Ten alle tye wil hy weet, is jy betroubaar al dan nie? En al raad wat ek vir jou het, is, as jou hoop in plek is, sal jy betroubaar wees. Wanneer jou hoop gewortel is in ons Here Jesus Christus se krag, sy heerskappy, sy energie, gaan jy betroubaar wees. As jy gaan glo in die woord van God, gaan jy verskille sien in jou lewe teenoor ongelowiges. Vers 5 sê, en die hoop beskaam nie. Dit kom so uit Langehoven se digterlike Afrikaans. Weet jy wat beteken dit eintlik? God sal jou nie drop nie. Amen. Hy sê, ek sal jou nie teleurstel nie.
Engelse duidelike vertaling uit kan vir jou sê. Hy sê dit maak nie saak wat nie, en waartoe ek jou vat nie, jy sal nie teleurgesteld staan en wonder, wat nou nie? Want hy verwag van jou hierdie res van hierdie proses, dat hy kan sien, hou jy vas aan geloof en betroubaar en. Hy sal jou nie drop nie, hy sal vir jou daar staan. Want hy wil hê, jy moet groei in jou geloof. Want deur jou geloof begin hierdie hele teksgedeelte. Hy gaan verder. Hy sê, en die hoop is kalm nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hy sê, wees geduldig, vrag van die Heilige Gees. Hy sê, my liefde vir jou is so groot, ek het dit in jou hart uitgestort. Ek hoop jy kom met agter deur wat ek vir jou gedoen het. Het jy my so lief? Glo jy in my liefde vir jou? Hy sê verder, wees in my rus. En blaai gerus na Hebreërs 3 en 4 toe. Dis vir jou baie huiswerk. Jy moet hoofstuk 3 en 4 van Hebreërs gaan mediteer. Hoofstuk 4, Hebreërs hoofstuk 4 vers 1 sê, laat ons daarom versigtig wees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog bly bestaan. Ja, en hier is baie erg, ek kan nie nog langer wag nie. Ek het glad nie idee hoekom God my uitgepiek het om hierdie goed te beleef nie. Kan ek vir jou sê, as ek so na die stemtoon luister, dan weet ek presies hoekom. Hierdie woordjie rus beteken zippie lips om nie hierdie goed te brabbel nie. Spreek woord wat jy die bekwaamheid van God ontvang om dit te kan hanteer. En om die regte ding te doen om deur hierdie proses te beweeg, sodat jou gebeendere nie in die woestyn sal agterbly soos die wat God verlos het uit Egipte nie. Daar is opsomming van hoofstuk 3. Hy sê julle voorvaders was hardnekkig, klomp stifneks, eiewyse boggers. Hulle wou nie hoor wat God vir hulle sê nie. Toe sê hy vir hulle sal die beloofde land van God nie sien nie. En het gewag het hulle uitsterf, dat hulle kinders in die beloofde land ingaan. Hoe sad dat jy God se belofte mis. Hoe sad. Ek sidder as ek aan dit dink. Met al die profesieë en woord en skrif van goed van die eindtyd. Is hierdie teksgedeelte van Openbaring 3 hoeveel keer gekwoteer nou in die tyd? Nee, ek sê so, daai sê nee, ek sê so, en so gaan ons aan, en ons murmureer, en ons begin redeneer oor die woord van God. Mag ek blaai gerus doen. Openbaring 3
Hy sê, skryf ook aan die boodskapper van die gemeente van Philadelphia. Dit is die heilige, die ware, wat die sleutel van Dawid hou. Die Here Jesus Christus. Hy sê afstammeling uit Dawid. Hy sê, wat oopmaak, en niemand sal dit toesluit nie. Wat toesluit, en niemand sal dit kan oopmaak nie. Hier is die mag en gesag weer geherhaal en bevestig in die boek Openbaring. Luister, sê hy vir die mense van die gemeente van Philadelphia, julle weet, dit is die Alpha en die Omega. As jy wil weet hoe, so. Because you got the key. Vers 8 sê hy, ek ken jou dade. Hy sê eintlik, ek weet ook wat jy gesê het. En nog gaan sê. En wat jou reaksies is en hoe reageer jy? En hy sit 'n punt. Hy sê, kyk, ek het voor jou 'n oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Luister. Kom slaap net aan, want jy slaap. Sê, kom ek met die oop deur. Nog is raak. Daar's iets specials in hierdie boodskap. Hy sê, ek het vir jou 'n oop deur. En niemand kan dit sluit. Moenie na my toe kom en sê, pastoor weet, daai enetjie, kom sit ewe sedig Sondag in die kerk, maar sy bring gees in hierdie kerk in, en daarom sal dit nie floreer nie. As God vir jou sê, hy het die sleutel en hy het die deur oopgemaak, kan daai verdomde een kom met die gees en al, hulle sal nie God verhinder. Amen. Kry die vet hier weg. Hy praat met jou vandag, hy sê, al is jou krag min. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord. En jy het jy my naam nie verloon nie. Kyk, ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom wat beweer dat hulle Jode is, en dit nie is nie. Maar lieg. Hulle klink nie soos kinders van die Here, ja? Hy sê moenie worry nie. Kyk, ek sal sorg dat hulle kom en voor julle voete neerbuig en erken dat ek jou liefhet. Amen. No matter what. Hoekom sal hy dit doen? Hier is die rede, vers 10. Hy sê, omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard. Romeine 5. Dis niks, luister verder. Hy sê, omdat jy volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek. Hy sê, wanneer die 7 verdrukkingsjare kom, gaan ek jou bewaar. Hy sê, om die bewoners van die aarde op die proef te stel, hy sê, maar ek gaan jou bewaar. Jy hoef nie te worry in die tyd van die verdrukking. God sê, ek gaan jou bewaar. Hy sê, moenie worry nie. Vers 11. Hy sê, ek kom gou. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinningskrans wegneem nie. Party vertaling sê, jou
kroon wat ek vir jou voorberei het. Hoe special is dit? Maak my so. Maak my so. Kom. Dis graad 1. Maak my so. Jy het 'n kroon. God het vir jou 'n kroon voorberei. Jy's 'n prins in 'n proses. Vers 12 sê, wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van God maak. En hy sal nooit weer daaruit gaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop grafeer en die naam van die stad van God. Dit is die nuwe Jerusalem. Jy het opgesing op. Wat van my God uit die hemel neerdal en ook my nuwe naam. God gaan jou merk. Hy sê, hy gaan die stad se naam skryf. Hy gaan sy naam, wat jou maker is, skryf. Hy gaan jou nuwe naam skryf. Verstaan jy hoekom hy nie die merk van die dier daar so? Hy skryf plek oor haar. Nou, as ek bietjie vir die mense, God het skryf plek oor haar op die voorgrond. Nie oog dat hy toe weet nog nie. Is dit nie amazing nie? Hy sê, verder sal ek ook die naam van my God daarop grafeer en die naam van die stad van my God. Dit is die nuwe Jerusalem wat van my God uit die hemel neerdal en ook my nuwe naam. Laat die wat ore het, hoor, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Hy is my keus, ek het my kant gebring. Verstaan jy? Hoe kom ons met handen klap en excited wees? Ons moet die klap van. Ons moet excited wees oor die voorreg wat ons het om deur al hierdie goed te gaan wat God toelaat. Hy sê, want ek wil jou salf. Ek wil 'n nuwe salwing op jou bring. Jy het vandag 'n keuse. As jy behoefte het dat ek jou moet salf, wie sê? Kom vorentoe. Going, God. Een nieuwe anointing. Een nieuwe anointing. Dank u, Heer, vir die nieuwe sorg. Dank u, Heer, dat u vrede voor je. Touch you. Dat die Heer, dat u met een nieuwe plan heeft. Die God de Geest plan, Heer. Dank u, Jezus. Ons sal nieuwe anointing. Nieuwe een afgesonder vir die koninkryk, Heer. Afgesonder vir die koninkryk, Jezus. Dank u, Heer. Ons sal vanaf wels, Jezus. Sal veilig. Dank u, Heer. Jezus. Heer, voor ons en ons af vir die Heer. Dat jy wat doen, Heer, Jesus Christus, Heer. Halleluja. Jesus, ons sal verlei, Heer. Ons Heer Jesus Christus, naam, sonder af, Heer.
Nog een? Op 2 of 3 of 6. Is welkom. Mense, dankie, kom ons sluit af met die laaste lied. Jy gaan kaas kry nou om die koninkryk van God te saai. Sê jy iets jy wil doen, jy op YouTube, jy by die huis, jy wat hier is. Doen dit, en gooi jy dankoffer in, kom ons sê dankie Jesus, vir dit wat vir ons bewerkstellig. Sluit af.